Goeiemôre, lekker om volgende saam met u te wees. Of volgende vir jou 'n vraagie vra. Weet, hoe gaan dit met u offense? Weet, is u lig geraak? Word u maklik, geoffended? Ekskuus soos wat die Engelsman nou maar sê. Weet, hoe gaan dit daar met u? Weet, en nou kom ek vat dit 'n bietjie verder. Hoe gaan dit met tweedehandse offense? Kom ek noem 'n voorbeeld. Jou man se baas, of jou vrou se baas, het jou man of jou vrou iets slegs toegesnou, iets van gesê of onregverdig behandel of weet skuldig gemaak aan wat die persoon wat jou lewensmaat nie onskuldig aan is nie. En jou lewensmaat het vir jou kom vertel. En jy word opgetrek en jy is opgeruk daardeur, jy is ongelukkig oor en jy wil daai persoon wil jy net iets aandoen. Maar jy is nie direk betrokke nie. Maar iemand waarvoor jy omgee, waarvoor jy lief is betrokke, is aangeraak, is seergemaak. En nou sit jy met 'n ding in jou hart. So nou vra ek die vraag weer. Hoe gaan dit in daai area van ons lewens? Hoe gaan dit? Nou, een ding, ons wil nie vasgevang raak in offense, of lig geraak wees in dit nie. Ons wil nie vasgevang dit raak nie. Dit is soos 'n bok wat in 'n paal vasgepen is, en hy kan nêrens heen gaan nie, hy is vasgevang in daai lewe, hy kan nie verder beweeg, hy kan nie verder aangaan nie, want hy is vasgevang in offense. Nou, hoe kom 'n mens los daarvan? Nou, Kolossense 3 vers 13 sê, vergewe soos wat die Here ons vergewe het. Vergewe soos wat die Here ons vergewe het. Alles doen moeilik. Vergewe. Spreek daai persoon vry, of daai mense vry. Spreek hulle vry en kom los van hierdie struik. Kom los van dit. Vergewe en spreek vry. Dis die antwoord. Dit is jou antwoord, en so eenvoudig is dit. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie Here, dat dit so maklik is. Maar al is dit moeilik, maar tog so maklik. En Here, dankie dat U vir ons die antwoord gee om net te vergewe. Ons eer U daarvoor in Jesus naam.